Môre, dis 2 Mei en ek moet eerlik wees. Vandag se onderwerp is nie maklik nie. Dis swaar, dis ongemaklik, maar is nodig. Want gesonde leer is nie 'n luukse nie, dis 'n noodsaaklikheid. So kom ons praat reguit. Daar's baie wat vandag op kansel gesê word wat geestelik klink, selfs inspirerend klink. Maar dit is nie gesond nie. Dit maak mense rustig, nie vry nie. Paulus het dit al gesien toe hy vir Timoteus geskryf het en hy waarsku in 2 Timoteus 4 vers 3. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreer wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En dit gebeur nie net daar buite in ander wêrelddele nie. Dis iets wat hier in ons eie kerke gebeur. Mense is nie meer honger vir waarheid wat hulle vorm nie. Hulle soek eerder boodskappe wat sê wat hulle wil hoor, of wat net bevestig wat hulle reeds glo. Dis waar ons is. Mense kies vandag hulle leraars en hulle kerke, nie omdat hulle waarheid soek nie, maar omdat hulle gemak verkies. Maar Paulus los dit nie net daar nie. Hy skryf vir Titus oor hoe om dit te hanteer. In 1 Titus 9 lees ons, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met 'n gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. So wat doen gesonde leer dan? Dis nie net mooi versies op 'n plakkaat nie. Dis 'n leer wat jou vermaan, dit wys jou as jy afdwaal, en dit weerlê, dit beskerm jou teen leuns wat goed klink maar sleg eindig. En in 1 Timoteus 1 vers 10 skryf Paulus verder, hoereders, sodomiete, mense diewe, leenaars, mynediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Hy sê eintlik, as jou leer skeef is, gaan jou lewe ook skeef loop. Het jy al daaraan gedink dat vals leer nie altyd verkeerd klink nie? Soms lyk dit reg, soms voel dit reg, maar dan haal dit Jesus uit die middelpunt, dan verdwyn die kruis, en jy word agtergelaat met mooi woorde, maar geen ware krag nie. Ware leer bring jou altyd terug na Jesus. Dit troos ja, maar dit transformeer ook. En ja, dit gaan partykeer sny. Maar God se woord sny soos 'n chirurg, nie om seer te maak nie, om te genees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil nie net hoor wat goed klink nie, ek wil hoor wat waar is. Gee my liefde vir waarheid, selfs wanneer dit ongemaklik is. Vorm my deur u woord en leer my om te leef volgens wat u sê, nie wat ek voel nie. In Jesus naam. Amen. En moenie vergeet nie, jou storie begin nie met jou foute nie. Dit begin met God se belofte. God het van die begin af vir jou beplan. En onthou, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.